Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly, ons wees verheug in hierdie dag. Ek wil vir hartlik welkom hier op die program Encounters. Soos altyd, ek is Desmond Berry en ek is so opgewonde. Altyd weer opgewonde want ons kuier saam en ons fellowship en ons deel en ons leer en ons het encounters met die Here, met God, sy woord en baie kere met mense en vandag as ek saam met u, ek het laas keer het ek gepraat oor die verantwoordelikheid van die hoorder, maar ek wil vandag met jou praat as jy Bybel het, ek glo jy is lekker ingeskakel en soos ek altyd sê, kry jou notaboekie uit en kry jou Bybel uit en gaan saam met my deur die woord van die Here. Ek glo dat hierdie woord vandag gaan vir ons harte warm maak. Ons is op die drempel van winter. In die Kaap is dit koel en maar ons harte is aan die brand vir Jesus. Ek sê vir baie dankie vir al ons ondersteuners wat inskakel. Ons het baie boodskappe gekry van mense wat op die program ingeskakel was, wat gebedsversoeke, maar ook wat getuig van wat die woord vir hulle doen. En so ons weet dat die woord van die Here is lewendig en dit is skerper as enige tweesnydende swaard. En so vandag, geliefde, wil ek jou uitnooi om regtig saam met my deur die woord van die Here te gaan. Ek glo dat die Here wil vandag wil hy ons ontmoet by 'n plek en ons gaan geseën word deur die woord van die Here. Maar kom ons bly en ek wil net so kortliks aanraak oor die die opvaarding en ek wil net vinnig, terwyl ons gaan in die woord van die Here, net as 'n fondasie of 'n platform, en hy sê daar in Handelinge hoofstuk 1 vers 9, en nadat hy dit gesê het, dis nou Jesus, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van hulle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, as ons glo dat die Here Jesus vir ons gesterf het en dat hy opgestaan het, dan glo ons ook dat hy opgevaar het. Want hy het gesê, hy gaan na die Vader toe, en hy gaan sy Heilige Gees stuur, as trooster, en een wat ons gaan help. Maar ek wil vandag wil ek met u praat oor terwyl ons in hierdie tyd is, waar ons Hemelvaartdag vier, en ook as daar Pinksterfees wat gevier word, en al die dinge. Maar ek wil nie oor daai goed praat, ek wil spesifiek praat vandag oor die titel of tema, soos in die dae van Noag. En ek wil graag met u bly, in die agtergrond weet ons dat dis Hemelvaartdag, ons vier Hemelvaartsdag, en ons weet, dit hoef nie een dag te wees nie, maar ons herdenk die dag dat Jesus het alles volbring tot op die einde toe, maar daar is nog iets wat oorbly. En dis waar ons oor vandag gaan praat. So, kom ons bly na Matteus hoofstuk 24 en ons lees vanaf vers 37. Nou hier praat die Here Jesus self oor as profetiese woorde en wat in die laaste tyd gaan gebeur. En in vers 37 sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou onthou, die engele sê vir die disippels, terwyl hulle kyk na Jesus wat opvaar na die hemel, hy sê, waarom kyk julle so? Hierdie Jesus, wat julle nou sien opvaar, sal net so weer terugkom. En nou praat die Here Jesus self, dis nou voor sy opvaarding, sê hy, net soos in die dae van Noag, so sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens. Dit praat nou van die wederkoms. En so, ek wil, die boodskap vandag is 'n wekroep. Daar's 'n belofte, maar daar's ook 'n waarskuwing. Die belofte is wat die engele sê, dat hierdie Jesus wat opgevaar het, hy sal net so weer terugkom. Maar dan is daar ook 'n waarskuwing wat die Here Jesus self vir ons gee. En ons wil vandag by hierdie plek wil ons stil staan. Jy sien, nou na die val van Adam
het God 'n man gevind met die naam van Noag. En jy kan onthou dat die Here was by die plek waar hy, die wêreld was woes, die mens, sy gedagtes, alles wat hy bedink was boos. En die Here kom by die plek waar hy sê, ek gaan 'n einde bring. Maar God vind 'n man, omdat God die mens lief het. Jy sien, en ons gaan weer op 'n stadium praat oor hoekom God dan op daai stadium die mens, geoordeel het. Ons gaan weer daar uitkom, maar die Here vind 'n man, die Bybel beskryf hom as 'n vroue man wat opreg was. En hy sê vir Noag, in my vertaling, hy sê, ek wil hê jy moet 'n ark bou. En die rede hoekom God Noag beveel om 'n ark te bou, is om die mens te red van die oordeel. Maar ook om God se mens terug na hom te bring. Ons moet onthou, familie, dat in die tuin van Eden het dinge alles het daar verkeerd gegaan, maar wat daar spesifiek verkeerd gegaan het, is dat Satan het die mens van sy maker vervreemd. Ek sien, ons dink baie kere dat dit net gebeur van, hulle het die boom geëet en hulle was ongehoorsaam, maar wat eintlik daar gebeur het, en ek gaan u wys in die paar weke wat volg, hoe hierdie vervreemding momentum aangeneem het. So wat gebeur het is dat die duiwel het die mens vervreem van sy maker, en nou kry God 'n man. Ek wil nie vandag sê, net soos Noag en soos in Moses en manne en vroue wat God uitverkies het, verkies God ook vandag individue uit, om mense na hom terug te bring. Maar nietemin, en die Here sê vir Noag, ek het die mens lief, ek wil die mens spaar. En God sluit 'n verbond, hy sê met Noag, hy sê en met jou seuns, en hy sê bou die ark. Ons weet dat Noag het vir jare gepreek. Terwyl hy die ark gebou het, was daar 'n boodskap wat die Here aan Noag gegee het. Maar nou kom ons kyk gou wat beteken dit in vers 37 waar die woord sê, en net soos die dae van Noag was. Die Engels sê so mooi, as it was in the days of Noah. Nou wat beteken dit, familie? Ek glo dis baie duidelik dat dis basies wat die Here daar sê, is dat mense het soos normaalweg aangegaan. Hoor wat sê die woord in vers 38, Matteus 24:38, want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Dit beteken, it was life as per normal. Jy sien, die lewe het aangegaan, mense het in en uitgegaan na hulle werksplekke toe, en weet, mense het getrou, en daar was geëet en gedrink, en daar was geniet, en die lewe het aangegaan, maar die probleem was, dat die mens, in die tyd van Noag, nadat God 'n opdrag aan hierdie man van God gee, om die mens te waarsku van hierdie vloed, het die mens nie ag geslaan op die stem van die Here sy God nie. Men was ignorant. They did not heed to the voice of God. En so vandag, familie, as daar 'n wek roep, jy moet onthou dat die Here is getrou. Elke belofte van die Here is ja en amen. Maar ons moet ook onthou dat soos wat die Here praat van die eindtyd, moet ons ook die waarskuwings moet ons te harte neem. En so vandag kom die Here en hy maak dit aan ons duidelik. As kyk rondom ons, kyk gou net om, ek kyk vandag in hierdie lewe wat ons lewe. Soms, ek weet nie of jy by punt gekom en ek glo dit, maar het voel vir 'n mens soms net dat die tyd gaan so vinnig verby en jy kom nie by alles uit nie. Dit voel baie keer ons vat nie grond nie. En ek sê vir jou, die lewe wat ons vandag in lewe is 'n gejaag. En ek verstaan, daar's dinge wat ons moet doen. Daar's plekke wat ons moet by uitkom. Daar's verantwoordelikhede wat op ons rus. Maar nou sê die Here, net soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die Seun van God, die wederkoms, familie. En ek sien, weet jy, dat terwyl die Here my die woord gee, besef ek, Here,
dat ons kan nie so besig raak, en ons kan nie so ingestel wees met die dinge van hierdie tydelike lewe, dat ons nie ag slaan op die stem van God nie. Jy sien wat vir my eintlik meer, ek noem het meer scary is dat die woord van die Here sê, dat in daai tyd van Noag, was net 8 mense gered. Dit beteken in Noag en sy familie die 7. 8 mense was gered. Nou dink vir 'n oomblik as ons vat 8, dan praat ons van 'n handjievol mense wat geluister het na die woord van God. Nou as die Here sê, dit gaan wees soos in die dae van Noag. Familie, dit is baie duidelik dat die Here sê, dat by sy wederkoms sal daar ook dan 'n handjievol mense wees. Ek besef en ek wil jy net vra vir 'n oomblik, dink daaraan, dat 'n handjievol mense, kan dit wees, dat net 'n handjievol mense. Ek weet, as ek praat van 'n handjievol mense, dan weet ek, dat besef ons eintlik wat die skrif sê vir ons, dat die pad wat lei na die ewige lewe is 'n nou pad, is 'n smal pad. Hy praat van die nou poort, en nou sê die Here, nie baie is op daai weg nie. En sal die Here dan iets sê? Vir ons lyk dit baie kere dat, maar hoe kan dit wees, Here? En ons gaan daarby uitkom, familie. Jy sien, ek wil hê ek en jy moet verstaan, dat is dit God se wil dat dit so moet gebeur? Is dit regtig? En dis die vraag wat ek gevra het. Die Here sê vir my nee. Maar God, is soos ek gepraat van Noah, God rig manne en vroue op, sodat ons mense die woord van God kan kry. Jy gaan sien waantoe hierdie ding lei, familie. Jy sien, ons is in 'n dorsvloer, ek glo ons is in 'n dorsvloer seisoen. En die dorsvloerseisoen vir my, as ons kyk na die antieke dorsvloer, dit is nie 'n art gallery nie. Nee. Dis 'n plek waar, kyk, daar stof en daar word koring uitgeslaan. Dis nie so 'n aangename plekkie. Ons weet is die plek waar daar wind is, want die kaf en die koring moet nou geskei word. Die koring praat van dit wat voedsaam is, dit wat heilsaam is. En die kaf praat van dit wat nutteloos is. En so baie kere kan ons vashou aan die nuttelose dinge. So baie kere kan ons dit wat nutteloos, dit wat verganklik is, dit wat geen waarde het nie, kan ons soveel waarde ag. Jy sien, ons lewe in 'n tyd, familie, waar daar's soveel opsies. Ons het God se woord, maar daar's soveel opsies. Nou, ons is by hierdie tyd waar die Here wil seker maak dat ons kry die koring, ons kry die voeding vir ons siel. Jy sien, en ek wil vandag vir sê, familie, en dis God se wil, geniet jou lewe, leef voluit, maar moenie lewe as iemand wat net die lewe wil geniet, wat net 'n liefde het vir genot en maar geen liefde vir God nie. In feite, Paulus skryf aan Timoteus, hy sê dat in die laaste dae sal mense liefhebbers word van hulle self, liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons kyk het vandag dit gebeur. Vandag sal jy hoor, mense sal nog sê, ag wat man, ons die Here wil ek my lewe geniet. Maar soos wat dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Jy sien, familie, verbondsmense, en ek praat nou vir altyd, Here, verbond sluit met Noag. Verbondsmense is liefhebbers van God. Ons kyk na die lewe van Abraham, terwyl die Here met Abraham ook 'n verbond sluit. Want God sluit in elke generasie, sluit God 'n verbond, en hy soek 'n man met wie hy verbond kan sluit. En die Here sê vir Abraham, ek gaan vir jou 'n vader maak van baie nasies. En dis 'n lang storie kort, en die Here gee vir Abraham die seun, die beloofde seun Isak.
Maar net kort daarna sê die Here vir Abraham, vat hierdie seun, vat jou enigste seun Isak, vir wie hy die liefste is, en gaan offer hom op die berg Moria. En ons sien daar op die berg van Moria, toe word die verbondsman Abraham getoets. Sy liefde vir God was getoets. Daarom sê ek vandag, familie, verbondsmense is liefhebbers van God, as mense wat God eerste stel, as mense wat meer lief het, of meer God lief het, as liefhebbers is van genot. En ons sien daar dat die Here bevestig aan Abraham, hy sê, omdat jy jou seun nie meer liewer het as my nie, my vertaling, sê die Here, sal ek my verbond, sal ek hierdie verbond wat ek, jou nasies, hy praat van jou nasies sal so baie wees soos die sand aan van die see. Jy sien, verbondsmense, they love the promise keeper more than they love the promise. Ek kom die kerk toe nie, en ek sit nie aan die diens net om dat die Here moet sy verbond of sy belofte aan my nakom en die profetiese woorde vervul nie. Nee. Verbondsmense het die een wat die belofte maak meer lief as die belofte. En sien familie, ek wil vir vandag sê, kom ons gaan kyk maar, wat kon gemaak het? Die Bybel sê dat 8 mense is gered in die tyd van Noag. En die vraag kom by my op, wat kon gemaak het dat die res van Noag se tydsgenote verlore gegaan het? Wat kon gemaak het? Ek dink by myself dat niemand wil sommer net verlore gaan nie. As jy nou vandag iemand gaan stop, of hy 'n ateïs is, en of hy nou wat ook al is, geen mens wil verlore gaan nie. Ons almal wil vir ewig lewe. Ons almal wil 'n goeie lewe hê. As jy iemand moet vandag vra, sal jy graag vir ewig wil lewe. 99.9% van mense sal ja sê. Ek is baie seker daarvan. Behalwe as iemand regtig opgegee het oor die lewe. Maar niemand wil sommer verlore gaan nie. En die vraag kom by my, wat kon gemaak het, Here, dat die res van Noag se generasie, sy tydgenote verlore kon gegaan het? Jy sien, hulle het geëet van die verkeerde kos. Ons gaan kyk maar in die tyd van Adam en Eva. Satan se strategie verander nooit nie. Dis dieselfde ou ding, net in 'n nuwe verpakking. Jy sien, hy sal dieselfde ding vat, en dit net sugarcoat. Dit is Satan. En dit is wat hier gebeur het. Onthou, in die tyd van Noag, die mense, toe die mens van God afvallig raak, toe die mens van God vervreemd raak, toe kom daar baie leringe en leerstellinge en godsdienste in. En so met ander woorde, dit praat van die kos wat die mens gekry het, die voeding, die geestelike kos. En dieselfde het gebeur in die tyd van Noag. Vanaf Adam af tot en met Noag. Mense het vasgehou aan hulle afgoderry of hulle godsdienste. En mense het gedink hierdie man is mal. Mense het hom gespot dalk. Mense het hom geag as iemand wat waansinnig is. Maar dit was 'n man wat van God gehoor het. 'n man wat die woord van die Here, 'n man wat die verbond gehad het, 'n man wat die geopenbaarde woord gehad het. En wat nou gebeur, as toe dieselfde met Adam en Eva, toe hulle van die verkeerde boom eet, van die verkeerde kos eet, toe sterf hulle. Dit beteken hulle verhouding met God is verbreek. Dit beteken hulle word outomaties vervreemd van God. Die teenswoordige van God was nie meer so sigbaar nie. God se teenswoordigheid was afwesig in hulle lewe. Hulle het geëet van wat verkeerd was. En as dit is, dit wat gebeur het in Noag, as die Here sê, dat soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens, dan kan ek jy verseker sê, familie, as die mense dan verkeerd geëet het, geestelike kos. Jy sien, as ek iets eet, en dit is vir my lekker, dan gaan ek nie sommer iets anders wil hê nie. Ek gaan dit afskiet.
Ek gaan dit afmaak. En dis wat die mense gedoen het met die preek van Noag. Hulle het gedink, ag nee, die lewe moet gelewe word. God wil ons met die lewe geniet. Hoekom is jy so ernstig? Nie dat hy so ernstig was nie. Want God wil ons met die lewe geniet. Maar die mens se begeerte was net na wat sy vlees sal verlustig. Die mens in die laaste dag sal in sy gehoor gestreel wil wees. Hulle sal vir hulle leraars, 'n groep leraars versamel, sodat hulle net kan hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil in die gehoor gestreel wees. Dieselfde was in die tyd van Noag. En sien familie, there are certain food that are not good for you. There are certain food that can kill you. As in the times of Adam and Eve, die boom wat hulle gee, die Here sê die dag as julle van hierdie boom gaan eet, gaan julle sekerlik sterwe. En ons weet wat die sterfte beteken het. Dit beteken hulle lewe, hulle verhouding met God was verbreek. En die ewige lewe wat hulle moes gehad het, is van hulle ontneem, net op grond van die verkeerde kos. Jy sien, ek wil vandag, ek wil graag net hier stop, want volgende week, familie, wil ek verder praat oor hierdie kos. Ek wil praat oor dit wat ons eet, wat ons inneem. Ek wil jy moet het verstaan, geliefde, dat die Here maak vir ons duidelik. Jy sien, wat was sal weer wees, ons leer het in Prediker, of ja, in die boek Prediker, dat wat was sal weer wees. En soos wat het was in die tyd van Noag, so sal het wees in die tyd wanneer die Seun van God kom, by die koms van die Seun van God, die Seun van die mens, Jesus Christus. Net soos hy opgevaar het, so sal hy weer kom. En jy sien, die Here wil ek en jou gereed maak. Die Here wil ons beraad maak. In hierdie wêreld wat so besig en vinnig is, dat ons baie keer eens kan byhou nie, want die Here vir ons bewus maak, dat ons moet stil word, en ons moet tyd uitkoop, om te luister na die stem van die Here. We need to be updated with the voice of God, or the words of Jesus Christ. En familie, terwyl ons afsluit by hierdie plek, ek hoop vandag, dat hierdie wekroep, het iemand se hart bereik. En as jy dalk by 'n plek is waar jy weet in jouself, ek het ywer verloor. Ek is nie meer op die plek waar ek moet wees nie, ek is soos Adam, ek is nie meer waar ek moet wees nie, die Here vind my nie, ek hoor nie meer nie. Dan is dit tyd om wakker te word, wakker te skrik, familie. Jy sien, ek sluit af vandag. Mag die Here ek en u vandag help. En ek wil u vra, kom ons gaan word stil vir 'n oomblik. Kom ons gaan doen introspeksie. Die Here wil ons gereed maak. God wil hê een mens moet verlore gaan nie. Jy weet, baie kere, die woord van die Here sê dat die afvalligheid sal in die huis van God gebeur. Baie kere is ons fokus so baie net op die mense daar buite en die wêreld, maar ek moet eintlik ek moet by my begin. Ek moet seker maak ek is by die plek waar God my wil hê. Ek is so bly u was vandag saam met my ingeskakel. Ons gaan hierdie paar weke, gaan ons lieflik kuier in die woord van die Here. Ek glo dat jy gaan gebou en geseën word. Kom ons wees nugter, kom ons wees waaksaam, kom ons wees bidden, en asseblief skakel in volgende week. Ek glo jy gaan geseën word. Maar tot dan, die Here seën. Amen.